Goeiemôre. Ja, het is lekker so in die winter en ons is dankbaar vir die seisoene. God is in elke seisoen en ook in die mooi van die winter besef 'n mens net die Here lewe. Ons gaan vandag uit Lukas 8 uitlees oor die besetene van Gadara. So in verlede jaar het ons uit Markus uitgegaan en elke evangelie het sy eie invalshoek of punt wat hy wil oorkry. So ja, dit is ons gebede, dat die Here regtig met ons sal praat. So kom ons maak ons oë toe, dan begin ons. Uit liefde vir ons, het hy ons deur sy bloed van ons sonde verlos, en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. En dan groet die Here ons en hy sê, genade en vrede vir julle van hom wat was en wat is en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die doodheid opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Wauw, dit is groot woorde. Ek wil jou nooi en sê, kom ons maak ons Bybels oop, by Lukas hoofstuk 8, daar by vers 26 gaan ons begin lees. Lukas 8, vers 26. Kom ons bid eers. Here, ons Here, dankie vir u liefde en vir u genade. Dankie vir u sorg en vir u steun. Dankie dat u groot bo alles en almal is. Dankie dat u die Almagtige by ons teenwoordig is. Here, daarom bid ons vir vrede, maar vir u vrede. Ons vra dat u by ons sal wees en dat u teenwoordigheid, u vrede in ons lewe sal bring. Praat met ons vanuit die woord, verheerlik u self. Amen. Nou kom ons lees saam, dis 'n boeiende gedeelte. Dis Lukas 8 vers 26. Daarna het hulle verder gevaar en na die land van die Geraseners, wat reg teenoor Galilea lê. Toe Jesus daar aan wal gaan, het 'n man van 'n dorp af hom tegemoet gekom. Hy was van bose geeste besete en het 'n hele tyd al nie meer klere gedra nie en ook nie in 'n huis gebly nie, maar tussen die grafte. Toe hy Jesus sien, skreeu hy en val op sy knieë voor hom neer terwyl hy hard uitroep: "Wat het u met my te doen, Jesus, seun van God die Allerhoogste? Ek smeek u, moet my nie pynig nie." Dit het hy gesê omdat Jesus die onrein geeste beveel het om uit die man uit te gaan. Dit was 'n bose gees wat hom al baie keer beetgepak het. Al het hulle hom met hand- en voetboeie vasgemaak om hom in bedwang te hou, het hy die boeie uitmekaar geruk en is hy deur die bose gees die woestyn ingejaag. Toe vra Jesus hom: "Wat is jou naam?" "Legio," antwoord hy, want daar's baie bose geeste wat in hom gevaar het. Hulle het Jesus gesmeek om hulle nie na die onderaardse diepte toe terug te stuur nie. Daar het 'n trop varke teen die berg geloop. Die bose geeste het Jesus gesmeek om hulle toe te laat om in die varke in te vaar. Hy het hulle toegelaat en die bose geeste het uit die man uitgegaan en in die varke ingevaar. Die trop sit toe oploop teen die hang af die see in en hulle versuip. Toe die wagte sien wat gebeur het, hardloop hulle weg en gaan vertel dit vir die dorp en op die plase. Die mense gaan kyk toe wat gebeur het. Hulle kom by Jesus en daar kry hulle die man uit wie die bose geeste uitgevaar het. Hy sit by die voete van Jesus met klere aan en by sy volle verstand en hulle het bang geword. Maar die wat dit gesien het vir hulle vertel hoe die besetene genees is. Toe het al die inwoners van die gebied van die Geraseners vir Jesus gevra om van hulle af weg te gaan, omdat hulle baie bang was. Hy het toe in die skei geklim en teruggevaar. Die man uit wie die bose geeste uitgevaar het, het Jesus gesmeek om by hom te kan bly, maar Jesus het vir hom weggestuur en gesê: "Gaan terug na jou huis toe en vertel alles wat God vir jou gedoen het." Hy het toe gegaan en die hele dorp deur bekend gemaak wat Jesus vir hom gedoen het. Ons lees dit daartoe saam. 'n Aangrypende storie, nee, baie boeiend eintlik. Hierdie verhaal vertel vir my een groot ding, en dit is
Niks, niemand is bestand teen die betrokkenheid van Jesus nie. Jesus het hierdie, ons sal nou in vandag se terme sê, het hierdie aura om hom gehad, toe hy in die teenwoordigheid kom van hierdie man met die bose geeste, het die bose geeste geval. Niemand is bestand teen Jesus nie. En ek dink dis die eerste groot ding wat ons hier moet gryp en moet hou. Niks en niemand is bestand teen Jesus nie. Ek lees, iemand vertel, 'n seun, sy naam is Holden Caulfield. Holden kom by die man en hulle gesels so, en die jong ouetjie, hy was toe so 15, 16 jaar oud, hy sê, ek hou baie van daai Jesus van die Bybel, maar die ander goed, nee, ek hou nie daarvan nie, maar ek hou van Jesus. Hoekom? Ek sê nee, kyk byvoorbeeld sy disippels. Sy disippels was 100% na hy dood was en hy die dood het opgestaan het, maar voor dit was hulle useless. Daai ander ouetjie in die Bybel, daai ou in die Bybel wat so beserk geloop het tussen die grafte, ek het nogal van hom ook gehou, van wat hy gedoen het. nou die seun Holden, die ou skryf daarna, hy sê, ja, Holden was net so verward en deurmekaar soos die storie van die besetene van Gadara, waarvan hy gehou het. Dis 'n vreemde verhaal wat hier in die Bybel staan. Maar hy leer vir ons 'n belangrike ding, né? Ek en jy is nie in oorlog nie. Ek is nie in oorlog met ander nie. Ek dink Israelies en die Iraniërs en Donald Trump en nog 'n paar ander ouens se name sal ek ook wil noem, moet dit hoor. Ek is nie in oorlog nie en ook nie met myself nie. Nie met ander nie en nie met myself nie. Want God is die koning van die konings. Daar's 'n beter opsie, vrede. En Jesus bring hierdie vrede. Jesus bring vrede tafel toe. Hy is die vrede koning, né? Hy sê mos daar toe hy opvaar sê net vrede, my vrede gee ek vir julle. Dit het vir sy disippels gesê. En wanneer 'n mens na Jesus kyk, die vrede koning wat werklike vrede kan bring, dan sien jy hoe God is. En hoe God wil hê dat ons moet wees. Oorlog is verby. Jy weet, baie keer is die grootste oorlogslagveld is in my binneste. Ek beklei met myself. En as ek so met myself beklei, dan projekteer ek dit ook na ander mense toe. Dan begin ek met ander mense beklei. By God is oorlog verby. Daar's vrede. Maar nie sommer net vrede nie, shalom. Wat nie 'n skietstilstand is nie, maar werklike vrede. Die ander ding wat ons sien van hoe God is en wat hy van ons verwag is, God is 24 uur, 7 dae van die week betrokke by my en by jou. Hy is hier, hy is in beheer. En soos ek net nou gesê het, niks kan bestaan teen hom nie. Ons sê maklik goeders oor God, maar as ons dan sê, ek glo in God, die almagtige Vader. Wow, dan sien ons vir Jesus hier optree, né? Hy kom in 'n situasie in waar alles onrein is. Ons is die Jode nie, ons is nie daarop ingestel nie. So, kyk net bietjie saam met my. Hy's daar naby die grafte, dis 'n onrein plek gewees. Dan kom daar 'n man wat kaal is, wat nie onrein is. En dan is hy onrein ook in sy gedrag en in alles. En dan is daar varke ook, alles wat onrein is. Maar Jesus se teenwoordigheid, né? Ek het nou net die woordjie aura gebruik. Dit is soos 'n gloed wat van hom uitgaan. Maak alles wat onrein is rein. God se almag oorweldig alles. En net Jesus se teenwoordigheid bring hierdie almag, hierdie koninkryk van God, dis soos 'n golf wat beweeg. Hy verlos van alle gevare. Hy verlos ons van ons regte gevare en van die goed in ons kop. Ek
Ek sê dit so, van die goed in ons kop. Dalk is die denkbeeldiges die ergste, né? En ons sit hier, jy weet ons van 3 uur in die oggend wakker word, en al die monsters wat jy dan moet mee oorlog maak vir die dag wat voorlê. Ek moet die en daai, ek het dit vergeet, en daai en dit en dat, en ek het soveel vrees vir dit en vrees vir dat. Hierdie denkbeeldiges is die ergste. Jesus se teenwoordigheid bring vrede. Hy oorweldig ons selfs daarin. Die verhaal gebruik die voorbeeld van demone en varke. Nou selfs dit is vir baie mense 'n probleem. Vir Jode was dit nie 'n probleem nie. Maar dat Jesus so totale al beheer en mag gehad het oor die demone in 'n man, besef net ietsie van sy almag. Ek weet, dis 'n maklike vraag om te vra, hoekom het Jesus toegelaat dat die demone en die varke invaar wat onrein is, en dat die varke dan in die see ingehardloop het, en al die varke, die hele boerdery tot niet is. Ek dink die grootste ding wat hierdie boodskap, wat hierdie gedeelte vir ons wil gee is, jou vark in jou lewe is verby, is weg. Jesus het dit kom oorweldig en het jou kom vrymaak. As jy, waar jy nou sit, beleef dat hy nog nie die koning in jou lewe is, en dat sy vrede nog nie in jou is nie, wil ek vir jou aanmoedig, om te vra dat sy bloed jou sal skoon was, en dat sy gees jou sal vrymaak, en dat jy sy vrede kan beleef, want dit wens hy vir elke kind van hom toe. Ek wil iets sê oor sy godheid. Die dorpsmense was vir my die interessantste. Ek weet nie of jy agtergekom het hoe snaaks dit is nie, né? Toe die bose geeste in die varke is in die see, en toe die oppassers van die varke hardloop toe plase toe en dorpe toe en gesê vir die mense, hulle hele boerdery is uitgeroei. Nee, dit kan nie wees nie. Meer as 2000 varke. Nee, dit kan nie wees nie. So die mense kom uit die dorp, kom van die plase af, en storm almal na hier waar die jetty toe is, hier teen die see, hier waar Jesus en hierdie man besig was. Daar waar die death run plaasgevind het. Wat moet nou hierdie mense ontstel? Die death run, 2000 varke in die see, en daar dryf hulle in die see. Hulle hele boerdery is daarmee, en waar gaan hulle inkomste vandaan kom? Maar het word uitdruklik gesê, by 2 geleenthede, toe hulle die malman rustig met klere aan sien sit en kos eet, kalm by homself, het hulle bang geword. Die man wat altyd almal kon bang maak, en hulle het hom allerhande goed gedoen, maar hulle het hom beheer gekry, was toe bang vir Jesus. En hulle sê vir Jesus, nee, jy moet eerder gaan. Ja, ons wil nie vir jy naby ons heen. Nou dit. Wat het hulle in Jesus gesien? Dat hulle so ontsaglike vrees vir hom gekry het. En nou wil ek jou ding vertel, ek is mal oor die fliek Narnia, wat C.S. Lewis geskryf het vir sy kleinkinders, as slaaptydstories. Die groot leeu daarin, Aslan, is eintlik dan nou 'n versimbolisering van Jesus Christus. En hier op 'n punt dan vra die kinders vir meneer en mevrou Beaver oor die Aslan, wat nou Jesus is, en dan antwoord Mr. Beaver en hy sê, Aslan is nie veilig nie, maar goed. En dis 'n baie goeie beskrywing van God en van die Here Jesus Christus. Hy is nie veilig nie, maar goed. Skrik jy bietjie. Die mense het bang geword vir Jesus, want hy is nie veilig nie. Hulle het bang geword, want hy's goed. Jy gaan verander. As Jesus in jou teenwoordigheid kom, is wie jy as mens gebore is, nie meer veilig nie. Jy gaan verander. As sy aura, as sy heerlikheid, as sy koninkryk oor jou spoel, jy gaan verander. As hy nie jou koning, jou Here en die almagtige God is nie, gaan hy dit word in jou lewe. Hy gaan jou oorweldig. Totdat jy sê,
U is die koning van die konings. U is die Here van die Here. U is God, die Almagtige. Maar weet jy, as jy jou oorweldig het, en as jy jou gestroop het van al jou eie ego en jou eie waan, en jy dit alles verloor het, dan sien jy in sy oë net liefde, deernis, sorg en omgee. Dan is hy daar. Dan steek hy sy hand na jou toe uit en sê, ek is die goeie God. Jesus sê daar op 'n punt, wie is goed? Daar is niemand goed nie behalwe God. Hy is goed. So daarom word 'n mens ook uitgenodig om Jesus te volg. Die mooiste in hierdie gedeelte, daar's nog 'n paar vreeslike goed, maar die mooiste is daar waar daar staan dat hierdie besetene, nadat Jesus hom vrygemaak het en vrede gegee het, sit hy by die voete van Jesus. Toe die mense daar aangehardloop kom, is al hulle varke dood, maar hier sit hy by die voete van Jesus. Soos Maria ook by Jesus se voete gesit het. Dis disippelskap. Om by Jesus se voete te sit, om 'n volgeling te wees, 'n kind, om die liefde wat ek by hom ontvang ook vir ander te gee. Om te sit by die voete van Jesus. Ons wil almal disippels wees. Ek dink dis die eerste tree van disipel wees. Ons is mos nie sy disippels vir die beloning wat ons gaan kry nie. Party mense sê, nee, ek sal 'n Christen wees terwille van die beloning wat ek gekry het, 'n geseënde lewe. Nee, vergeet dit. Dis glad nie eens hier te sprake nie. Hy is koning. Hy is in beheer, hy is die Almagtige. En ek volg hom, en ek glo hom, en ek dien hom, omdat hy koning is, nie omdat hy aan my goed doen nie. 'n Joernalis het teenslag vir 2 skilders gevra, wat so staande skilder het, sal julle bly skilder, as julle nie gehoor het nie? En die een skilder, Matisse, het so na die joernalis toe gedraai en gesê, nee, natuurlijk nie. Die ander, Roald, het so na die joernalis toe gedraai en gesê, ja, verseker. Al het ek net 'n gehoor van een, met 'n hoofletter. Want God het my 'n roeping gegee om te kan skilder, en daarom skilder ek. So as my gehoor net God is, sal ek nog steeds bly skilder. God is my plesier en my vreugde. As jy weet swaar en seer lê op jou pad vorentoe, sal jy nog God dien? Die antwoord is ja, verseker, want ek dien hom omdat hy die enigste God is, nie omdat hy aan my goed doen nie. God is 'n God van liefde, maar ek kan bid hom omdat hy God is. Daar's 'n stukkie vreesloosheid, maar daar's 'n groot stuk teleurstelling ook, né? Mense kan oor vreesloosheid praat, maar kan jy dink aan Jesus se teleurstelling? Hy wys hy die almag en sy heerlikheid, sy godheid, en dan word hy weggejaag, gaan weg. Want die mense het hierdie vreeslike vrees. Die ou mense in my en jou sal altyd 'n vrees hê vir die Here. Daarom praat Openbaring ook baie oor die vrees van die Here. En daarom moet ons altyd ook besef, Jesus is nie veilig nie, maar hy is goed. Maar 1 Johannes 4 sê, sy liefde verdryf vrees. En daarom om in sy liefde te kom, is om skoon te spoel van alle vrees, en om by hom te kan leef, in totale vryheid. Ek wil met 'n staaltjie afsluit. Dan help dit jou met hierdie idee. Abraham Lincoln, die VSA president, hy het eenslag op die markplein gekom, toe hulle besig om slawe te verkoop, te bied op slawe. En daar's toe 'n dogtertjie wat as 'n slaaf verkoop word. En hy begin toe ook bied. En hy het aanhou bied tot hy haar gekoop het. En hy het na die dogtertjie toe gestap en die handelaar gesit en hy sê, maak die boeie los, en hy het die boeie afgehaal en haar skoon gemaak, en hy vat dit toe en hy sê vir haar, jy's vry, jy kan maar gaan. Sy vra, wat beteken dit nou? Jy het my gekoop. Abraham Lincoln sê vir haar, ek het jou gekoop en ek stel jou vry, jy's nou 'n vry mens, jy's niemand se slaaf meer nie. Gaan waartoe jy wil, gaan doen wat jy wil, leef jou lewe voluit. En sy het hom so gekyk en toe sê sy, dan wil ek saam met u gaan. God het ons kom vrymaak.
Nou is ons nie meer slawe nie, maar kinders. En nou wil ons saam met hom gaan in hierdie volle oorwinning. Kom ons sê vir hom dankie. Here, dankie. Dankie, U het ons vrygekoop. U het ons totaal en al van alles bevry. Ons loof en prys U naam, U grootheid en U goedheid. Goeie Here, daarom vra ons dat U vir ons met U liefde sal toevou. Dat ons altyd sal besef hoe almagtig U is en hoe gewelddadig U is. Maar baie dankie vir U liefde wat voorop staan in die lewe. Ons wil U dien met alles wat ons is en met alles wat ons het. Ons bid dit in die naam van ons Heiland, ons Here, Jesus die Christus. Amen. Nou, weet jy, daar's 'n paar maniere waarop ons die Here dien. Een van hulle is deur ons dankoffer. As jy vir die Here 'n dankoffer wil gee, jy weet, jy kan dit elektronies doen, ons as kerk is geraad om dit te doen. Maar nou wil die Here vir jou seën en hy wil hê jy moet sy seën saam met jou in die lewe indra. Mag die genade van die Here Jesus Christus, mag die liefde van God ons Vader en mag die teenwoordige troos van God die Heilige Gees by jou wees. Amen.